Kom ons loof die Here, ons sing saam van lied nommer 255, al die strofes, die son skyn in my siel vandag. Lied nommer 435, laat ons wat God bemin.
Sy ma was swanger met haar 3 maande lank en toe is haar pa dood. Toe sy 18 jaar oud was, toe gaan haar ma ook dood. Sy het by haar ouma gaan bly en 2 jaar later toe is haar ouma ook oorlede. Haar suster het gesê dat sy na universiteit moet gaan. Dit is 'n 70 universiteit. Ek glo Papa Universiteit is die universiteit se naam. En daar was baie reëls en sy het nie van gehou nie. Sy het gesê dit is sommer simpel en sy wil dit eintlik toe anyway. En toe sê haar suster, gee net kans en ja, dit sal wel regkom. 6 dae 'n week moes sy na Bybelstudieklasse toe gegaan het en sy het glad nie daarvan gegaan nie. Haar goeie kamermaats het altyd verleng en sy het gedink dis sommer net hoekom. Sy het vir hulle gevra, hoekom moet ons die Sabbat hou? Dit is die hoekom. En hulle het gesê, ons kan vir die Here gevra om vir jou te vertel hoekom. Dus sy sê, nee, ek wil nie van die Bybel weet nie, man. En toe na die 6-daagse Bybelklas het gegaan, toe het sy al die antwoorde gekry wat sy wou gehad het. En sy het na die skoolhoof toe gegaan en die skoolhoof se naam is Daddy. En sy het vir Tannie Daddy gesê dat sy actually Bybelklasse wil hê. Tannie Daddy en mamma het 'n man het vir haar Bybelstudieklas aangebied en nadat het sy gehoop geword. En sy het agtergekom dat sy eintlik 'n familie het. Die 2 kamermaats is soos haar susters en Tannie Daddy en mamma is soos haar ma en pa. Sy het vir haarself gesê, nou is sy baie beter nie en die reëls is eintlik vir haar eie doel en is baie goed vir haar en nou plaat dit haar nie meer. En in 1981 was die Klabat Universiteit weer herstel deur die 13de of 'n Sabbat opgehou wat ons elke 13de Sabbat opgegee. Ons het nou die Oostfront Gebed. Dankie liefde Vader dat ons voorreg het om kollekte in te neem en help dat by die regte plek uit sal kom, die regte doel sal bereik en vermenigvuldigheid en maak my dit soos U gedoen. Dankie Here. Amen. titel vir die praatjie vandag is Maar so nie. En dit handel oor die vertroue in die wil van God. Ek gaan vir die teksvers lees.
wat ons teenoor hom het. Dit dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. 1 Johannes 5:14. Nou, wat maak 'n mens wanneer jy bid dat die Here jou bewaar, maar dan raak jou juist dan soos 'n verwoestende toorn tref? Wat maak jy wanneer jy geliefde het wat siek is? Ekskuus, dis nie dis is erg. Net om te sien hoe hulle weggooi en sterf. Wat maak jy wanneer jou kind op skool is en nie goed vaar nie, en jy bid dat die Here hom sal help, en op die ou en moet hy jaar agterbly? Sien nie, dis is 'n vreeslike ding met hulle. Party mense hou dan op met dit, en draak selfs verbitterd. 'n man het eendag vertel hoe sy vader elke aand tydens die siekte van hulle moeder roerend vir haar herstel gebid het, en sy het gesterf. Daardie aand het die pappa by die kombuistafel gesit, moedeloos. Een van die seuns sou weet kan hy die Bybel gaan haal, en hy het gesê, dis nutteloos. Dit was nie ook. Dis erg as 'n mens verhaletjies wat in die hart raak. Ek moet dit nie doen. Kijk, die volgende verhaal gaan oor 'n oupa wat by sy kleindogter uitgekom het. En die kleindogter het in haar speelruim gesit en baie gehuil en geskree. Toe die kleintjie die oupa sien, toe hou sy handjies uit en sê, uit oupa, uit! En natuurlijk wou die oupa die kleintjie in die speelruim gaan help. En toe hy by die kleintjie kom, en die kleintjie uitgetel, toe kom die mama daar en sy sê, nee, Dina, jy was stout en jy is gestraf en jy sal binne hierdie speelruim bly. Nou toe oupa op en haar die wand. Sy hart is dan vreeslik geraak deur hierdie kleintjie wat huil en al woordjies aan hom, dat hy hom moet red. Maar hy kan ook nie die mama se woorde afhaal. So nou was hier 'n probleem tussen wet en liefde. En toe het liefde plan gemaak en pens en pootjies saam met haar in die speelruim geklim. Toe mama later al verbykom, toe sit oupa en Dina vrolik saam en speel. Nou die les is, God sal ons nie altyd uit die moeilikheid uithelp, of uit die verdriet keer nie. Maar met genade en bystand sal dit by ons wees. Die volgende verhaal gaan oor Elizabeth Blenken. Nou nie baie mense weet van haar nie, maar sy is 'n Russiese non, met die naam, en sy was 'n deel van die Franse weerstand tydens die Tweede Wêreldoorlog. Sy het haar lewe gewy aan die redding van Jode in die Nazi-besette Parys, en onder andere het sy Joodse kinders weggesteek in asblikke, om te verhoed dat hulle gevangen geneem is en dat hulle kan ontsnap. Sy was gevangen geneem en het in die Ravensbrück konsentrasiekamp beland. Daar was die situasie maar baie swak gewees, slegte omstandighede, maar daar het sy besluit soos 'n God se voorbeeld voortleef. Sy het siek mense vir 2,5 jaar bygestaan. Sy het daar kos gedeel met mense, die bietjie wat sy gekry het. Die sterrendes het sy bygestaan, en die wat te swak was om te werk, het sy gehelp, sodat sy het hulle werk saam met hulle gedoen, sodat in die gaskamers te gestuur hoef te word. Nou eendag is daar weer 'n lang lys name genoem gewees, die mense by die gaskamers moes gaan. Een jong meisie het die
hysteries begin huil toe haar naam uitgemis word. Wetende dat die wagte net die kontrole doen oor hoeveel mense in die gaskamer ingaan, het sy vorentoe gestap en gesê, moenie bekommerd wees nie, ek sal in jou plek gaan. Sonder woord sy die ry van gedoendes ingeval en kort verlang het sy die staaldeure van die gaskamers agter haar toe gegaan. Selfs die Duitse wagte was geskok oor hierdie vrou se goeie daad. Nou kan ons onsself afvra, waarom? Kon hierdie dierbare Christen vrou nie meer mense na Christus gelei het as sy langer geleef het nie? Kon God nie met 'n wonderwerk ingegryp het? Kon hy nie, soos met Abraham op die berg Moria, uitkomste gee toe hy sien dat hierdie vrou bereid is om die hoogste offer te betaal nie? Ek glo nie vir Elisabeth Belenko het daaroor gegaan nie. Ek bespeer by haar die geloof in die wilpad van God, wat Daniel se 3 vriende daar voor die vuuroond gehad het. Die oond is aan die brand gesteek, die bevel is gegee, val neer en aanbid die beeld van die koning, of hulle het nie neergeval, en hulle woorde aan die koning klink vandag nog as 'n bemoediging vir alle gelowiges. As ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand, o koning, red. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Nou die belangrikste 3 woorde in hierdie teksie is maar so nie. En merkwaardig, God red hulle nie van die vuuroond nie, maar hy red hulle binne in die vuuroond. Kan jy nou die verband sien tussen klein Dina en haar oupa binne die speelrond? Job sit op die ashoop met sy potskat. Ek weet my verlosser leef, sê hy, en hy kan my uitred. Maar so nie, al wil hy my ombring, sal ek nog op hom bly hoor. Paulus, 'n ou man, sit in die tronk. Hy het ver geswerf en baie verduur vir die evangelie. Hy sterf daar en sy liggaam word op die riool van Rome gegooi. God kon hom verlos het soos hy baie keer voorheen gedoen het. Maar so nie, is hy tevrede met die wil van God. Selfs Jesus in Getsemane het gebid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar so nie, laat u wil geskied. Dit was waarskynlik ook die gebed wat Elisabeth Belenko gebid het, toe sy in die ry voor die gaskamer gestaan het. Here, u kan my verlos, maar so nie, volg ek u gewilliglik in die dood. Geloof is altyd 'n emosie van vertroue in God kan. Soms maak ons die fout om ons geloof in die dinge te stel wat ons wil hê hy vir ons moet doen. Hy moet dit laat reën, hy moet my kind deur die skool help, hy moet my geliefdes genees. Maar is dit nie bietjie verkeerd om nie? Want geloof is bevestiging dat God kan, maar dit is ook 'n berusting dat ons glo in sy besluit. God kan altyd. Maar ons vraag mag heeltemal uitpas wees van met die groot plan wat hy daar vir ons het, wat hy van die begin van die skepping af volg, as hy die skepping volg. As Jesus se gebed by Getsemane verhoor is, was ons almal vandag verlore. God kan, maar so nie, het die 3 manne gebid, en God het dit gered. God kan, maar so nie, het Elisabeth Belenko gebid, en God het nie.
Maar God het in sy groot wysheid gesien dat honderde vrouens na hom toe gekom het. As gevolg van haar geloof. Ons gaan nou spesiale item luister van Simonai. Baie dankie Soleil en Kroos vir 'n wonderlike program wat ons gehad het.